was an orphan. I was an orphan. I was an orphan. I didn't know my father. I was alone. Helpless. Hopeless. I had no family. I didn't belong to anyone. To anyone. To anyone. I was an orphan. No one saw me. No one knew me. I was invisible. I was lost. I was lost. No one claimed me. No one said, "He's mine." She's mine. I was an orphan. I was an orphan. I was hungry. Like all the food in the world couldn't fill me up. I was vulnerable. Unprotected, at risk. Cold, tired. 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 I thought I didn't matter. I thought no one cared. No one cared. I was an orphan. I was an orphan. I was an orphan. But I was found. But I was found. I was found. Someone stepped in. Someone saw me. I was sought. Pursued. Wanted. Known. I was an orphan. But now I belong. Now I belong. Now I belong. I'm embraced. A sister. A brother. I know my father. I know my father. I know my father. I was an orphan. But I am loved. At great cost. I am restored. I'm restored. And for the first time, I know that I am valued. prized. Forever. 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 I was an orphan. I was an orphan. I was an orphan. We're all orphans. So I care for orphans. So I care for orphans. I was an orphan, so I care for orphans. The deepest suffering is not physical pain, but isolation, and it's felt by every orphan child and foster youth. Separated, alone, without. The world's orphans were suffering, but then came Orphan Sunday. The church that I was pastoring in Kalingalinga was a poor church. I would see children coming to church without shoes. I felt we should have a day as a church. This humble church set apart a day to care for orphans, and their sacrifice began a vision for orphaned and vulnerable children everywhere. I just take it this is a miracle. This is the doing of God. On the other side of the world, another pastor heard the call for children in foster care. And Bishop Blake said to his congregation, "Who will stand with me today for the kids?" And a lady stood and said, "I will." And then another stood and said, "I will." Within 3 months, 39 children were placed in Bishop Blake's church. The vision grew. It echoed from church to church, from country to country, and God's great love changed lives and families. It's unimaginable that I could love him more than I could ever know. I just love this boy so much. I think it's really the love of Jesus it placed in my heart, because I could not love this way. In more than 100 nations, God's people were moved to reflect his love in action, and children found love and belonging. Our culture in Guatemala is not an adoption culture at all. But when I met her, it was because here they show you a picture of her and they tell you she's going to be here. Once I saw her, I said, okay, she's mine. Від того, що ви зробили, дарували щастя одній, а якщо двоє, чи троє, чи більше, то це дуже-дуже велика милість для вас, для всіх, для нас. І завжди ми повинні пам'ятати, що добре там, де ми маємо жертовність. Today, God continues to call his followers throughout the body of Christ so that every orphan and vulnerable child can know his unfailing love.
Will you say yes to be with the child who needs you now? Vriende, ons staan vandag saam as 'n kerk. Ons staan saam met duisende ander kerke oor die wêreld en vier Orphan Sunday. Dit val vandag op Adoption Sunday ook. Dit is nog meer spesiaal. En ons vier dit want daar's amper nie 'n meer praktiese manier waarop die geloofsgemeenskap die evangelie uitleef as om betrokke te wees by die versorging van weeskinders nie. Jakobus sê, ware, egte geloof is geloof wat sorg vir weeskinders. Dis 'n geloof wat suiwer is, wat vlekkeloos is. Vriende, en hierso voor het ons ligpunters, mense wat betrokke is by die versorging van weeskinders op 'n verskeidenheid van maniere. En dis regtig ons begeerte as 'n kerk dat volgende jaar hier nog baie meer sal wees. Dat hierdie sal groei sodat ons 'n gemeenskap sal wees wat die evangelie nie net hoor nie, maar 'n geloofsgemeenskap wat die evangelie uitlewe deur hierdie saam staan vir die versorging van weeskinders. Vriende, daar's baie maniere waarop ons betrokke kan wees hierby. Ons gaan net 'n paar noem want ons wil regtig prakties wees, dat ons weet hoe ons as mense in Ligpunt betrokke kan wees by weeskindversorging. Ek wil in die eerste plek noem, daar is 'n behoefte om 'n plek van veiligheid te wees. Met ander woorde, as jy vir 'n baba kan sorg, vir 'n tydperk wanneer hulle probeer om 'n permanente tuiste te kry vir hulle soek huise wat bereid is om te sorg vir babas in daai kapasiteit. Na die tyd gaan ons hierso wees, hierdie mense gaan daar wees, hoe julle kan met hulle kom praat daaroor. In die tweede plek het ons 'n behoefte aan pleegouers, ouers wat bereid is om kinders in te neem vir 'n kort of 'n lang tydperk om vir hulle te sorg. En ek wil net hier noem, ons het die voorreg om Daybreak Babahuis as deel van ons Ligpunt familie te hê. En daar's 'n dringende behoefte vir pleegouers van die babas by Daybreak. So asseblief kom praat na die tyd hierso. Daar's ook 'n behoefte natuurlik vir die permanente tuiste en tuiskoms van aanneming. Daai mooi prentjie van ons wat aangeneem is deur God. Mense wat bereid is om kinders in te neem en deel te maak van hulle gesin en hulle naam op hulle lewens te skryf. En dan is daar altyd praktiese behoeftes. Versorging beteken opoffering. Dit beteken daar's finansiële behoeftes, daar's behoeftes aan gebed. Daar's praktiese behoeftes om by hierdie plekke diens te doen. Ek dink aan Louis Botha huis 5 waar baie ligpunters betrokke is. Daar's veral 'n behoefte om gasouers te hê. Ouers wat bereid is om vir 'n naweek te gaan bly saam met die kinders sodat die huisouers ook 'n blaaskans kan kry. En dan staan by Daybreak huis altyd behoeftes om te sorg vir babas en ook op praktiese maniere finansiëel betrokke te raak. Iemand het een keer gesê, ek sluit hiermee af, iemand het een keer gesê die wêreld is soos een groot weeshuis. Almal van ons in hierdie lewe soek na 'n pa. Die enigste mense wat weet waar ons hemelse pa ontmoet en ontdek is die mense wat deel is van Jesus se kerk. En mag ons dit werklik uitlewe op 'n praktiese, tasbare, liefdevolle manier hier in Ligpunt. Dankie. Our reading this morning comes from Micah chapter 6, verses 1 to 8, and I'll be reading from the ESV. Micah chapter 6, verse 1. Hear what the Lord says. Arise, plead your case before the mountains, and let the hills hear your voice. Hear, you mountains, the indictment of the Lord, and you enduring foundations of the earth. For the Lord has an indictment against his people, and he will contend with Israel. O my people, what have I done to you? How have I wearied you? Answer me. For I brought you up from the land of Egypt,
and redeemed you from the house of slavery. And I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. O my people, remember what Balak, king of Moab, devised, and what Balaam, the son of Beor, answered him, and what happened from Shittim to Gilgal, that you may know the righteous acts of the Lord. With what shall I come before the Lord, and bow myself before God on high? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has told you, O man, what is good. And what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God? This is God's word. Goeiemôre Ligpunt, goeiemôre vriende en dalk selfs besoekers wat vandag hier by ons vir die eerste keer is gegee dit, of wat nou jy wat hier is gegee of on Sunday, of dalk net die eerste keer hier by ons kom inloer by Ligpunt. Baie welkom aan jou en dit is so 'n goeie oggend vir ons om saam te wees. Die Here het ons reeds al so onsaglik geseën op soveel maniere in mekaar se saamwees, die samesang, die kinders wat in ons midde was. Die Here is baie goed vir ons reeds gewees vir oggend. Vriende, voordat ek gaan inspring en in 'n mate wat ek gaan deel, gaan so klein bietjie in lyn wees met dit wat die wet ook nou gedeel het. Maar voor ek dit doen en voor ek vir ons bid, wil ek net wel iets noem met betrekking tot, hy gaan nie hou dat ek het hou daarvan dat ek het sê nie, maar Johannes Doenser. Ek weet nie waar die Doenser sit nie. Ek dink ek het, hier sit julle. Baie van julle weet dat hierdie week wat verby was, Woensdag, was daar 'n kaping gewees en was Johannes nie met ons vir 'n klomp ure nie. En ons wil maar net sê, Johannes, ons is baie dankbaar aan die hele geloofsgemeenskap wat gebid het saam. Bo dit is dankbaar aan die Here vir dat hy jou gespaar het vir ons. So, is goed om jou te sien hier by ons vandag. Vriende, kom ons sluit die oë en kom ons vra die Here om met ons te ontmoet ook nou. Kom ons raak stil voor hom. Ja, Vader, U is uitermate goed aan ons. O Heilige Gees, sal U vir ons die oë gee om ons te kyk en in ons lewens te sien en U goedheid, o Heer, nie te mis nie. Help ons om dit nie vanselfsprekend te aanvaar nie. Help ons om U onbeskryflike groot genade aan ons nie mis te kyk of te dink dat ons verdien dit of dit is ons toedoen nie. Maar o Heer, soos wat U ons ook vanoggend reeds oorweldig het met die goedheid en die genade, maak ons ook 'n mense wat dit nie vir onsself sal hou nie. O Heer, U seën 'n mense juis sodat hulle 'n seëning sal wees. Dit is U agenda, dit is U droom, nie net vir die wêreld nie, maar vir elkeen van ons, om 'n mense te seën wie 'n seëning sal wees, U hande en voete, liefde en lewende lywe in hierdie wêreld. En so Heer, soos wat ons vanoggend hier so saam nadink oor aanneming en Offen Sunday, vra ons, Heer, dat U nou deur die woord met ons sal praat en dat die Gees met elkeen van ons op 'n duidelike manier sal praat, sodat ons hier sal kan uitstap met meer duidelikheid, o Heer, wat is U spesifieke wil vir elkeen van ons hier se lewens. Ag, wees ons tog in dit ook genadig, o Heer, en kom lei en rig in ons paaie, soos wat U beloof om saam met ons te stap. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, een van die groot kopsere in ons stad, en ek dink almal gaan my saamstem oor hierdie ene is daardie halfgeboude winkelsentrum, daar op die hoek van Delmas en De Villa Boa. Meeste van ons ken die storie, ons sien dit gereeld. 2009 was daai sentrum gebou, ek dink dit was daai Sharemax Ponzi scheme, ek dink dit was 'n Ponzi scheme gewees, maar in elk geval half gebou. 2009, nou
16 jaar later staan dit nog steeds daar. Verroes en verlate. En dis net daar. En ek weet nie van jou nie, maar as ek daar verbyry, elke keer as ek daar verbyry, het ek dieselfde emosie wat deur my gaan. Elke keer as ek daar verbyry, kry ek hierdie holkol op my maag en ek sien hierdie groot uitdaging, hierdie groot gemors. Ek wens dat daar is iemand wat iets kan doen om dit weg te kry. Ek wens daar is iemand wat iets sal kan doen, maar ek weet nie hoe hulle dit sal kan doen nie. Om daai ding af te breek en weg te ry is onbekostigbaar. En om iets meer daarmee te maak, ek hoor daar is ouens wat probeer om dit te doen, maar die red tape, die regskostes en om daai ding dan te kan iets daarmee te kan maak en die stigma daarvan nou te kan verby met dit kom. As ek eerlik met julle wees, elke keer as ek al verbyry, is ek so semi-depressed daaroor. Ek dink nie die saak kan beredder word nie. Verseker voel dit vir my as niks wat ek kan doen nie. En so wanneer ek met daardie probleem gekonfronteer word, dan diep binne in my is daar 'n stemmetjie wat net sug en wat regtig dink dit is aaklig, maar dit is maar hoe dit is. En dan ry ek verby. Volgende keer as ek verbyry en die keer wat ek nou verbyry, raak ek net eintlik in 'n mate minder en minder oorgegee aan maar dit is maar hoe dit is. Dis aaklig, maar daar's niks wat ek aan kan doen nie. En vriende, ek begin daarmee vanoggend want ek dink daardie emosie, ten minste by my, dien as 'n metafoor van 'n soortgelyke emosie wat ons baie kere beleef, dink ek, wanneer dit kom by die weeskindkrisis in ons land. En wanneer ons gekonfronteer word met die weeskindkrisis in Suid-Afrika. Die statistieke is verskriklik. Vriende, 12% van alle kinders in Suid-Afrika tussen die ouderdom van 0 en 17 jaar oud het een of albei van hulle ouers verloor. 12%. Daar is ongeveer 3 miljoen weeskinders landwyd in ons land. Maar alhoewel daar 3 miljoen weeskinders is daar slegs 300,000 in pleegsorg en net ongeveer 1,300 wat elke jaar aangeneem word. Dit beteken, vriende, dat 9 uit 10 weeskinders in ons land word sonder 'n formele gesinsstruktuur groot. Ek het hierdie week 'n ander skokkende statistiek gehoor. Dat in ons land, Suid-Afrika, elke jaar, en ek onderstreep die elke jaar, is daar tussen 3,500 en 10,000. So, hulle is nie presies seker nie. Tussen 3,500 en 10,000 babas wat in ons land elke jaar weggegooi word. Slegs 1/3 van hulle wat lewend gevind word. My punt is dit, vriende, die weeskindkrisis in ons land is oorweldigend. Dit is 'n groot krisis, 'n groot gemors. Dit voel onoplosbaar, dit voel onopbekostigbaar om die situasie uit te sorteer. Verseker nie iets wat ek en jy en ons as 'n baie klein kerkie voel ons regtig 'n noemenswaardige verskil aan kan maak nie. En vir daardie rede, op selfs oggende soos vanoggend, wanneer ons net weer herinner word, weer gekonfronteer word met die realiteit van die weeskindkrisis in ons land, is die versoeking vir jou en vir my om op oggende soos vanoggend te sê, hoorie, dit is verskriklik. Dit is aaklig, maar dit is maar net hoe dit is. Kom ons ry verby. Nou vriende, my gebed vanoggend vir ons as gelowiges en vir ons as 'n geloofsgemeenskap is dat ons nie spreekwoordelik verby sal ry nie. My gebed is dat ons daadwerklik liefde in lewende lywe aan die Vaderlose sal betoon. Maar hoor my asseblief mooi, en hierdie is eintlik die groot waarheid wat ek vanoggend onder ons aandag wil bring. Vriende, hoor mooi, ons behoort onsself oor weeskinders te ontferm en almal van ons op een of ander manier. Maar nie noodwendig omdat ons die krisis kan uitsorteer nie. Ons behoort te doen nie noodwendig omdat ons 'n noemenswaardige verskil kan maak nie. 10-1 gaan ons nie so groot dent maak in die krisis in ons land nie. Maar vriende, ons moet dit nietemin doen. Hoekom? Omdat dit is die regte ding om te doen. Ons doen dit omdat dit is wat God van ons verlang en van ons vereis. Ons doen dit want dit is God se geopenbaarde wil vir sy kinders. Dis hoekom ons dit doen.
En so 2 vrae wat ons vanoggend wil graag saam antwoord en wat die res van ons tyd saam gaan wees. Vriende, eerstens, die eerste vraag: hoekom behoort ons liefde aan die vaderloses te betoon? Dit gaan ons Bybelvraag wees. Ons gaan saam kyk wat sê die Bybel oor hoekom behoort ons, dis iets wat ons tot geroep is, hoekom behoort ons, almal van ons wat Christene is, liefde aan die vaderloses te betoon? Dit gaan die langste van ons tyd wees en dan bietjie korter prakties. Hoe kan ons prakties dan liefde aan die vaderloses betoon? Dit sal die toepassingsgedeelte wees. Okay, so kom ons dink saam oor wat God se woord vir ons in die verband sê. Vriende, hoekom behoort ons en almal van ons liefde aan die vaderloses te betoon? Ons teksgedeelte. Tel asseblief jou Bybel byderhand of daai gedeelte wat vir ons gelees was. Ons gaan werk deur die Engelse gedeelte, Micha 6 vers 1 tot 8. Die bekende vers daar is natuurlik Micha 6 vers 8 en dit sal ons kernteksvers vir vandag wees. Maar net gou so klein bietjie die konteks. Ek dink die konteks is nogal behulpsaam hierso. Micha was 'n profeet in die suidelike koninkryk van God se mense op daardie stadium in Juda gewees. En Micha was 'n profeet onder die volk juis in 'n seisoen, 'n donker seisoen, waar die lewens van God se mense gekenmerk was deur ontrouheid aan God en deur ongeregtigheid aan mekaar. En kyk gou vinnig saam met my daarna vers 1 tot 5, wat so klein bietjie vir ons die toneel skets hierso. So die Here wat ongelukkig is met sy mense se ontrouheid aan hom en ongeregtigheid teenoor mekaar, hy roep sy volk Juda, sy mense, sy verbondsvolk roep hy in 'n hofkamer in, soos nou. God is die regter, hy sit daar op die regsbank en hy roep sy volk in om geoordeel te kom word in hierdie regsgeding. Het jy opgetel in die taal daar, die hoftaal en die regstaal in die gedeelte? Kyk saam met my, die taal van plead your case, sê die Here vir hulle. Die taal van 'n indictment, die taal van contend, dis alles regstaal. God die regter, hulle is in die beskuldigingsbank. Dan in vers 6 tot 7 is dit die beurt nou vir die volk om hulle spreekbeurt te kry, toe kom plead their case, om 'n verweer te kom bied hier aan God die regter. En dit, vriende, wat ons het daar in vers 6 tot vers 7, jy kan dit so klein bietjie mis, in selfs die Afrikaans of in die Engels, maar dit is nie opregte woorde wat hier gespreek word nie. Hierdie is uitdagend. Hulle staan in die beskuldigingsbank, maar met 'n klein bietjie van 'n houding. Hulle is eintlik baie sarkasties. Kan jy hoor wat sê hulle vir die Here hier in vers 6 en vers 7? Die volk sê basies vir die Here, as ek kan paraphrase, hulle sê, Here, wat is dit nou weer? Wat is dit wat u so nou van ons verlang? Het ons dan nie elke liewe week gekom en ons het kerk toe gekom en ons het ons offergawes gebring nie? Ons het dan al ons offergawes gebring, Here. Vers 7, Here, sal jy gelukkig wees as ons 1000 ramme bring? Sal 1000 ramme goed genoeg wees? Sal jy dan gelukkig wees met ons, jou volk? Of meer as dit, Here, wil jy hê ons moet ons eersgeborenes offer? As ons eersgeborenes offer, sal jy dan happy wees, God? Dit is die houding, dit is die stemtoon waarmee God se mense na hom toe kom. En dit is in die hand van dit wat die Here dan, Micha 6 vers 8, by wyse van die profeet, aan die volk antwoord, die volgende, die bekende vers, ons kernteksvers vir vandag. He has told you, O man, what is good. He has told you, what does the Lord require of you? Here it is. It is to do justice and to love kindness and to walk humbly with your God. Vriende, hierdie is wat God sê hy verlang. Hierdie is wat God sê hy vereis van sy volk. Kan jy sien daar, dis 'n baie eenvoudige ding wat die Here hierso sê. Dis 'n baie behulpsame manier. As jy ooit wonder wat is die Here se wil vir ons, is hierdie 'n baie behulpsame versie om te memoriseer. 3 sinsdele daar, kan jy dit sien? Do justice, love kindness, walk humbly with your God. Maar die belangrike ding hier is dat hierdie 3 konsepte, vriende, is interafhanklik van mekaar. So kyk saam met my op die skerm, ek sien dit is reeds op, maar hierdie eenvoudige diagram, die punt daarvan is om te besef dat hierdie 3 konsepte, hierdie 3 aspekte tot wat die Here verlang en soek van sy mense af,
is interafhanklik van mekaar. Daai eerste ene, do justice, beteken bloot om jou lewe in te rig, jou lewe te oriënteer aan die hand van God se geregtigheid. Die klem in daai woordjie in die oorspronklike taal, die klem daar lê op die aksie. Dit is om jou lewe in te rig in die regte wêreld, in lewende lywe, op so 'n manier dat jy reg en geregtigheid najag. Jy rig jou lewe in en dit gaan veral oor die verhoudings tussen mense om die regte ding te doen, om God se reg en geregtigheid te laat sien geskied. Die tweede woordjie daar, love kindness, beteken om God se barmhartigheid teenoor behoeftiges te koester. En so waar die eerste een so klein bietjie kyk na die eksterne kant van die aksie van om reg en geregtigheid te doen, praat hierdie so klein bietjie meer op 'n hartsdisposisie. En dit is om te sê, dit is om God se hart te hê, and to love kindness. Dit is op 'n hartsvlak om barmhartig te wees en daar waar behoefte is, dit te treur en dit dus dan na te jaag. Die derde aspek, die derde sinsdeel konsep hier is die idee van walk humbly with your God. Wat bloot beteken om eerlik met God, opreg met God, gepas met God, om lewe te doen met die lewende God. Dit is wat dit beteken. En vriende, ek sê weer eens, hierdie 3 aspekte van wat God sê hy vir sy mense verlang, is interafhanklik. Hierdie 3 konsepte staan of val tesame. Dis die punt. So dink gou vinnig saam met my aan dit. Geregtigheid, om selfs die regte ding te doen, sonder barmhartigheid. Wat is dit? Wel, dit is wettisisme. Het werk net vir 'n kort rukkie, jy kan dit nooit volhou nie. Maar om barmhartigheid te hê, om medelee te hê, om te sê, ag shame, dit is verskriklik, maar vir dit om nie te vertaal in geregtigheid nie, want vriende, dit is bloot sentimentaliteit. Vriende, om geregtigheid en barmhartigheid na te jaag en te ervaar en te lewe sonder God in die prentjie, wel, dit is aktivisme. Dis verseker nie aanbidding nie. Dit tel vir die Skepper God op die einde van die dag in die kosmiese regskamer nie so baie nie. Maar hier is eintlik die punt wat Micha maak en die punt van Micha 6 vers 8. Hoor mooi, vriend, vriendin. Aanbidding van God, aanbidding sonder geregtigheid, waar ons dit uitleef. En aanbidding van God sonder barmhartigheid. Dit is bloot dooie godsdiens. Dit is bloot dooie godsdiens. Dit was die fout wat Israel gedoen het in hulle verweer. Maar Here, kyk dan al ons offergawes. Kyk, ons doen die kerkding. Kyk hierso al hierdie dinge. Ons tik dan die boksies en die Here sê, hierdie is wat goed is. Hierdie is wat ek soek van my mense af. Do justice. Love kindness. Walk humbly with your God. En so dit is 'n goeie plek, vriendin, vir ons as 'n gemeente om net hier te stop, elkeen van ons, en ons ook kollektief as 'n kerk, net vir 'n oomblik saam te reflekteer en onsself af te vra, hoe gaan dit met ons aanbidding van die Here? As ek en jy as dit ware nou, want eendag sal die hele wêreld in die regskamer kom, maar as ons spreekwoordelik nou daar sou betree, hoe gaan dit met ons aanbidding van die Here? Is daar die sirkels in ons lewens en oorvleuel hulle met mekaar? Waar in jou lewe en my lewe, want dit is so klein bietjie persoonlikheid baie keer kan maak, dat ons so, party van ons is so klein bietjie aan die doen kant, en party van ons is so klein bietjie aan die voel kant, en party van ons love tyd met die Here, maar waar is ons dalk so bietjie geonbalanseerd en kom hierdie 3 konsentriese sirkels nie en vorm hulle perfekte eenheid in ons lewens nie. Nou die fokus vir vandag, vriende, is dit. En de Wet het dit so mooi en kragtig gesê vroeër reeds, maar een van die praktiese wyses waarop hierdie ware aanbidding van God, Micha 6 vers 8, uitgeleef behoort te word. Dit behoort uitgeleef. Dit is soos 'n klinkklare bewys van ware aanbidding van God, is deur liefde aan die Vaderloses te betoon.
En hierdie is hoekom ek so sê. Kyk saam op die skerm, vriende, na 'n reeks verse wat behoort op te kom. Ja, daar is dit. Daai woordjie in Micha 6 vers 8, do justice, is in die oorspronklike taal die woordjie mishvat. Dit is wat daai woordjie is. En daai woordjie is volop in die Ou Testament. Daai woordjie sien ons baie kere gebruik word, en ek wil net 'n paar van daardie tekste vir ons wys, hoe dit juis betrekking hou op die verantwoordelikheid wat ons het teenoor die vaderlose. So ek lees dit net vir ons. Lees saam met my. Deuteronomium 24 vers 17 en Deuteronomium 27 vers 19. You, praat God met sy verbondsvolk. You shall not pervert the justice due to the sojourner or to the fatherless, or take a widow's garment in pledge. Cursed be anyone who perverts the justice due to the sojourner, the fatherless, and the widow. Psalm 82, vers 3. Give justice, selfe woord, mishvat, to the weak. Give it to the fatherless. Maintain the right of the afflicted and the destitute. Jesaja 1, vers 17. Learn to do good. Seek justice. Amend your ways and your deeds. If you truly execute justice, ek nou daar 'n foutjie gemaak, sorry. Learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless. En dan Jeremia 7, vers 5 tot 7. For if you truly amend your ways and your deeds, if you truly execute justice, one with another, if you do not oppress the sojourner, the fatherless or the widow, dan gaan God aan om te sê, dan sal ek julle my mense seën. Maar daai ander woord, vriendin, in Micha 6 vers 8, die woordjie daarso, love kindness, is 'n baie ander bekende woord in die oorspronklike taal, is die woordjie gesed, wat gewoonlik in die Ou Testament eintlik oor God praat. Dit gaan oor God se troue liefde aan sy kinders, is sy gesed, en dis ook volop in die Ou Testament. Maar buiten vir Micha 6 vers 8 is daar net 2 ander plekke waar hierdie woord gebruik word, en dit word, God se mense word geroep tot dit, in dieselfde asem waar hulle geroep word om justice ook te doen. En daai 2 ander plekke in die Ou Testament is Hosea 12 vers 6, en dan die volgende teks hier op die skerm, Sagaria 7 vers 9 en 10. Hoor wat sê 'n ander profeet, ook vir God se volk, in 'n ander tyd en plek. Die profeet Sagaria sê vir hulle, Thus says the Lord of hosts, render true judgment and show kindness. Daar's altyd daai woordjies van Micha 6. And show mercy to one another. Do not oppress the widow, nor the fatherless, the sojourner or the poor. En so vriende, terug by ons vraag, hoekom behoort ons liefde en lewende lywe aan die vaderloses te betoon? Wel, sien ons hierso, want dit is wat God van ons verlang. Dit is wat God van sy mense vereis. Dit is God se wil vir ons lewens. Dit is hoe ware aanbidding lyk. Maar, en hier is 'n baie belangrike maar. Vriende, daar is selfs 'n dieper antwoord op die vraag, hoekom behoort ons liefde en lewende lywe te betoon? En die dieper antwoord is nodig, anders gaan ons nooit volhoubaar liefde en lewende lywe aan die vaderloses betoon nie. Hier is die antwoord. Vriende, ons, God se kinders, betoon liefde aan die vaderloses, want dit is ons storie, soos die wet ook so mooi nou net met ons gedeel het. Kyk saam met my daar, dit is eintlik so pragtig, dit is eintlik so ironies. Kyk saam met my in jou teksgedeelte, Micha 6 vers 7. Jy sien die volk, baie uittartend, hulle bedoel dit glad nie, hulle sê, shall I give my firstborn for my transgressions? Wel, hulle bedoel dit nie, en so, hulle gaan dit anyway nie doen nie. Maar vriende, dit is die goeie nuus van die Christelike geloof. God het dit gesê, God het dit bedoel, God het dit gedoen. Hy het sy eersgeborene gee vir ons transgressions. Vriende, ons, ek en jy, almal van ons is van nature af geestelik gesproke weeskinders. Ons het vanoggend na daai teks reeds gekyk. Almal van ons is gegewe ons sonde, sê die Bybel, van nature uit die staanspoor uit, is ons vervreem van ons Skepper God af. En so ons staan buite die Vader se huis. Elkeen van ons was sonder hulp en sonder hoop. En die goeie nuus, hierdie is die goeie nuus van die Christelike geloof, is dat God die seun het in die
persoon van Jesus as die Seun van God in ons wêreld ingebreek. Hy het in ons wesens bestaan, kom inbreek. En Jesus het in ons plek die lewe geleef en die dood gesterf, wat ons nodig gehad het ten einde ons te koop en sodat ons nou kan aangenome kinders van die Vader kan wees, sodat ek en jy, elkeen van ons, danksy Jesus nou geliefd kan wees, geseënd kan wees en gewaarborg kan wees van 'n ewige erfenis saam met Vader, Seun en Heilige Gees. Kyk saam met my na hierdie pragtige woorde van J.I. Packer. Ons het dit al tevore gelees, maar dis net so goed, ons het nodig om dit weer te hoor. J.I. Packer in Knowing God sê die volgende: Justification is not the highest blessing of the gospel. Adoption is higher because of the rich relationship with God that it involves. What is a Christian? The richest answer I know is that a Christian is one who has God as his Father. If you want to know how well a person understands Christianity, find out how much he or she makes of the thought of being God's child and having God as his Father. If this is not the thought that prompts and controls his worship and prayers and indeed his whole outlook on life, it means that such a person does not understand Christianity very well at all. Weer eens 'n goeie vraag vir ons om vanoggend hier te vra. Vriendin, is jy geestelik gesproke nog 'n weeskind? Is die lewende God vir jou 'n vyand of is hy jou Vader? Of om dit anders te stel, ken jy sy seun? Dis 'n belangrike vraag. Dit is die belangrikste vraag wat jy in hierdie lewe kan ooit beantwoord. Is Jesus vir jou net 'n onpersoonlike, ver arm afstand godsdienstige figuur? Of is Jesus jou broer wat saam met jou lewe doen elke dag? Jy sien, as jy nog geestelik gesproke 'n weeskind is, hoef nie een van ons vandag hier uit te stap. Jy hoef nie meer geestelik gesproke 'n weeskind te wees nie. Die uitnodiging is vir jou, kom na die Seun toe, kom vertrou op hom, kom na Jesus toe en sê, Jesus, sal jy my broer wees? Sal jy saam met my wees, sal jy vir my beklei, sal jy die groot boet wees wat my onder jou arm hou, van vandag af en vir alle ewigheid? Vriende, die Nuwe Testament sê, as jy dit doen, dit is wat ons noem geloof, dit is om te kyk na die Seun en te sê, sal jy my broer wees? En dan is ons ontvang sy Gees, die Gees, sê die Bybel, waardeur ek en jy nou kan uitroep, Abba, Vader. As jy dit vandag doen, kyk na Jesus, roep uit na hom, dis al. En word 'n kind van die Hemelse Vader. As jy dit reeds gedoen het, wil ek jou aanspoor, as jy vandag hier so sit en jy ken Jesus as jou broer, en jy bid tot God as jou Vader, kan ek jou aanspoor in die taal van Packer, let your adoption prompt you, let your adoption control your worship, let it control your prayers, and let it indeed control your whole outlook of life. En so dan ons fokus vir vandag ook, laat jou aanneming by God jou dring en jou dryf, om liefde dan in lewende lywe ook aan die vaderloses te betoon. Dit was die eerste vraag, meeste van ons tyd saam. Vriende, wat ek wel wil hê ons nou moet doen, is die tweede vraag antwoord. En weer eens gaan ek in 'n mate net dalk so klein bietjie langer as wat David het gedoen het, so klein bietjie bylas dan op die vraag, maar die hoe. Hoe kan ons prakties liefde in lewende lywe aan die vaderloses betoon? 10 dinge. Ek gaan vir ons 10 dinge noem, dit sal redelik vinnig wees, ons doen nog goed, ons sal uitkom in ons tyd. Maar 10 praktiese maniere. En die rede vir die 10 is, hoekom ek nie net vir 5 gegaan het nie, want ek wil hê ons moet verstaan, vriende, daar's eintlik baie wat ons kan doen. Daar's eintlik verskillende dinge wat ons kan doen, en op al hierdie maniere kan ons baie daadwerklik liefde in lewende lywe aan die vaderloses betoon. Eerste ene is neem aan. Neem aan. Neem aan.
O vriendin, maak jou hart oop. Maar meer as dit, maak jou huis oop vir die vaderloses. Nou hierdie is natuurlik nie 'n klein besluit nie. Hierdie is 'n groot lewensveranderende besluit wat 'n mens baie keer moet maak. En vir daai rede wil ek jou so graag uitnooi. Ek wil dit net weer beamoen wat die uitnodiging wat vroeër was. Na die tyd, ek dink dit sal aan hierdie kant wees of dalk aan albei kante. Maar sal die einste mense wat vroeër hier gestaan het, sal weer hier kom staan. Hê die gesprekke, hê die gebede saam. Die manier wat die Here ons roep, as dit iets is wat jy oordink, dit gebeur baie kere deur sy mense, soos wat ons bid en soos wat ons gesels en soos wat ons probeer uitfigure wat sy wil is vir ons. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ek sê dit as 'n gesin waar ons al baie gewik en geweeg het ook oor aanneming. Dus ek dink die groot ding wat baie van ons keer, want ek weet daar's baie van ons hier wat eintlik sal wil aanneem. Ek weet daar's baie van ons wat eintlik ook 'n kapasiteit het vir nog 'n kind in ons huis. Maar as ons moet eerlik wees, as ons so klein bietjie bang, ons besef dit gaan kom met opofferings, ons besef dit gaan kom met dinge wat ons nie weet hoe ons dit kan doen nie. Die paadjie lyk skerry, weet dit o vriendin, die Here stuur nooit sy kinders op 'n pad waar hy nie saam met ons op die pad gaan wees en waar hy nie voor en agter en om ons gaan wees nie. Maar party van ons het nodig om dit te hoor. Party van ons moet die uitnodiging hoor en ten minste vandag kom gesels en saam kom bid, soos wat jy en julle as 'n gesin wonder of die Here jou roep om liefde en lewende lywe op hierdie manier te betoon. Nommer 2, word 'n pleegversorger. Soos vroeër genoem, en weer eens, jy wil kom gesels met die mense na die tyd hiervoor. Maar soos meeste van ons, ek dink, sal verstaan is, pleegversorging is meer tydelike sorg, wat vir 'n korter termyn kan wees, maar waar ons baie kere probeer om nie net die weeskinders te help en te ondersteun nie, maar baie kere die hele stelsel te ondersteun, daai places of safety te probeer ondersteun, soos wat die behoefte is, selfs in ons midde, soos ons gehoor het vanoggend, om ander te ondersteun, om vir 'n tydelike, vir 'n korter tydperk dalk, 'n kind in jou huis in te neem. Nou weer eens, ek dink, as jy enigstens soos ek is, wat ek baie kere voel, en wat ek ook baie kere hoor, wat baie kere die rede is, hoekom party mense sê, maar hoorie, ek wil nie, ek kan dit nie oor my hart kry om pleegsorg te doen nie, is want hulle sê, maar wat gebeur as die kind moet gaan, en nou het ons lief geword vir mekaar, of wat van die kind, as die kind lief geword het vir ons, en nou kom 'n seisoen wat die kind moet aanbeweeg, en dit is moeilik. Vriende, ons praat hier van geestelike oorlog op die moeilikste, dit is moeilik. Maar ek het net gister gesels met Celista, en sy het my ook net hieraan herinner, om net weer te sê, dit is baie moeilik. Maar vriende, dit is baie kere is dit nog steeds beter as die alternatief. Dit is baie kere so 'n seëning. Nie net die seëning vir die pleegsorgouers nie, maar vir daardie kind, waar kinders in die belangrikste tye van hulle lewe word fondasies gebou. Daar's tye waar hulle die evangelie gaan hoor, wat hulle dalk op geen ander manier, op dieselfde manier gaan hoor, as in daai korter seisoen by jou nie. En so ja, hierdie dinge is moeilik, en dit kom met trane en met moeilike besluite, maar ons het 'n manier wat ons liefde en lewende lywe kan betoon. Nommer 3. Vriende, kom ons as 'n kerk trek naby en kom ons ondersteun gesinne wat aangeneem het en wat pleegsorg doen. Kom ons help hulle, kom ons word hulle verdere, die extended family van daardie aanneem en pleegsorgouers. Help hulle prakties met maaltye, met vervoer, met babysitting. As jy 'n vakansiehuis het, bless hulle sodat hulle op kan vakansie gaan, en op daai manier is jy op 'n baie letterlike manier besig ook om selfs 'n seëning te wees vir van die vaderloses. Bid vir daardie ouers in ons midde, bemoedig hulle en eer hulle, soos dat jy met hulle praat en by ander, elke liewe kans wat jy kry. Nommer 4, vriende, kom ons gee finansiëel aan weesbedieninge. Ondersteun betroubare weesbedieninge, soos Daybreak, soos Huis 5, en ek weet vir 'n feit dat by Huis 5 is een van die huise by Louis Botha kinderhuis, en daar's ook ander huise, daar's ander seenshuise daar, wat eintlik ook regtig hulp nodig het. Sal dit nie great wees, as daar dalk 1 of 2 van ons ligpunt gesinne is,
Party van ons is reeds baie betrokke by huis 5 of in 'n mate betrokke, ons kan nog meer betrokke raak daar. Maar dalk is hier een of twee van die ligpunt gesinne wat sê, weet wat, ons wil dalk een van die ander huise wil ons ook by betrokke raak en help. Kom ons onthou dat die Here seën ons ligpunt sodat ons 'n seëning sal wees. En kan ek jou dit ook net sê op 'n finansiële vlak? Ek vermoed, alhoewel ek weet nie of ek na die tyd mee geraas gaan word nie, maar ek vermoed dat weesbedieninge, wanneer dit kom by finansiële ondersteuning, werk dit baie soos 'n plaaslike kerk. En mens dank die Here vir once-off groot gifts en prys die Here daarvoor en dit is altyd welkom. Maar hierdie is waar by 'n kerk en ek dink dit sal teen waar ook wees by weesbedieninge. Wat ek dink hulle baie keer meer nodig het, is eerder dalk 'n klein bietjie kleiner, maar gereelde langtermyn finansiële ondersteuning. En soos die Here dit op jou hart druk, doen dit. Betoon liefde en lewende wyse. Punt 5. Gee in persoon tyd. Gee in persoon tyd by van hierdie weesbedieninge. Wat baie van die kinders na smag en wat hulle soek, is mense in hulle midde. Is hande en voete en drukkies. Wat hulle na smag baie kere is, dat iemand net sal kom kuier, sal kom speel, sal kom luister, sal kom lag, sal kom omgee. Wat baie van hierdie weesbedieninge se personeel benodig is ekstra hande, liggame op die grond wat kan kom help met van die take en wat daar kan wees vir van die partytjies en wat net daar kan deel wees en kan saam die gewig saam hulle dra, wat partykeer by hulle net so klein bietjie kan instaan sodat hulle kan 'n blaaskans vat of dalk net gou na die winkels toe gaan of ook 'n bietjie van 'n vakansie kan vat of net 'n wyle daarvan. Kom ons gee in persoon tyd. Die opsie is daar, gesels na die tyd want jy sal hoor dat daar is regtige behoefte en 'n geleentheid daar vir ons. Nommer 6. Ligpunt, kom ons gebruik ons professionele vaardighede om die weeskindkrisis in ons land te probeer help aanspoor. Bied jou regs of jou mediese, opvoedkundige of administratiewe vaardighede aan om kindersorg te ondersteun. Ek dink baie keer, en vriende, kom ons sê dit weer vir mekaar, ons is so privileged by Ligpunt. Het julle idee hoe privileged is ons in 'n land soos Suid-Afrika en selfs in die wêreld? As ek hier kyk oor my, die hoeveelheid mense hier wat 1 of 2 of 3 grade gehad het op universiteit en wat goeie werk het en wat ontsaglike professionele vaardighede het in elke moontlike area in hierdie wêreld, besef jy watter superpowers het die Here vir jou gegee? Gebruik dit. As jy so gaan na hierdie weesbediening en vir hulle sou vra is, hoe kan ek in wat ook al area, hierdie is wat ek doen vir 'n lewe en ek is kind of okay met hierdie ding wat ek doen. Is daar 'n plek waar ek julle kan kom help of kan kom dien of kan kom ondersteun en so 'n bietjie aan die kant 'n bietjie pro bono werk doen vir julle? Gaan gesels met hulle na die tyd, vriende, daar die geleenthede en wat die Here kan doen kan verstommend wees. Nommer 7, staan op vir geregtigheid. Gebruik jou stem by die werkplek, gebruik jou stem by die skool, in ons gemeenskap en om die braaivleisvure vir kwesbare kinders. Gaan wees 'n stem vir die wat baie kere nie 'n stem het nie. En ek dink in ons konteks partykeer by die braaivleisvure en partykeer as jy saam met jou familie sit, dan hoor jy half gesprekke wat jy dink, kom ons wees nou eerlik, ons is nou besig om meer vas te hou aan 'n kultuurideaal as aan 'n koninkryksideaal. Ons het nodig om op te staan hiervoor, ons het nodig om te praat daaroor. Sê dit, hê 'n stem vir die wat nie 'n stem het nie. Nommer 8, bid gereeld en bid doelgerig. Nie net vir die weeskindkrisis in ons land en in ons wêreld nie, gereeld nie. En vriende, en hierdie is iets wat elke dag op ons gebedslyste behoort te wees. Maar bid vir spesifieke weeskinders. Bid vir die versorgers, bid vir hulle maatskaplike werkers op die naam. Bid vir nie net voorsiening aan hulle nie, maar ook vir hulle verlossing. En ek kan vir jou waarborg dat as jy sou gaan na byvoorbeeld na Daybreak toe vanoggend en jy gaan vanoggend selfs na huis 5 toe en jy vra vir hulle, hoorie, is daar sal julle gebedspunte aanstuur vir my dalk elke week of elke maand? Of is daar 'n spesifieke kind op die naam wat ek voor kan bid met spesifieke behoeftes? Maak dit deel van jou lewensritte, maak dit deel van jou huisgodsdiens, maar kom ons bid gereeld en kom ons bid doelgerig, vriende, vir die weeskindkrisis in ons land. Nommer 9, kies 'n roeping en nie 'n werk nie.
Vriende, laat God se hart vir die kwesbares jou loopbaan en jou prioriteite vorm. Nou hier gaan ek in die moeilikheid kom by die ouers. Sorry. Daar's baie van die kinders wat hierso sit, wat nou in tieners is, en wat in die volgende paar jaar gaan moet 'n job kies. Kan ek jou aanspore, kind, en ouers, check jou hart hier op, soos wat ek my hart met my kinders hier ook hier op moet check. Kies 'n werk waar jy nie net vir jouself 'n koninkryk kan bou nie, o tiener of student, maar kies 'n werk waar jy kan tasbaar sien hoe jy kan goed wees vir ander, en dalk spesifiek hoe jy op een of ander manier jou gawes kan gebruik om te help die wat hulp benodig, die vaderloses. Dalk is jy hier ouer, dalk is jy in die laaste hoofstuk van jou lewe, dalk met jou werk, en soos wat jy besig is om die vliegtuig te land in jou lewe, is dit dalk iets wat die Here jou tot wil roep. Dalk sal dit 'n goeie manier wees om die vliegtuig te land in jou beroep, en om te sê, weet jy wat, ek gaan die laaste dekade of 2, gaan ek gee om 'n klein bietjie van my professionele werk meer te gebruik, om vaderloses te bedien, en te help. En dan nommer 10, weerspieël God se hart in jou eie gesin. O vriendin, soveel van ons kan indirek 'n verskil maak, en selfs van ons kinders maak, deur iets van ons Vader te wys in die manier wat ons kinders ook groot maak. Kom ons bid en spoor mekaar ook aan om beter vaders en beter moeders te wees, sodat ons iets kan wys van wat die Here se wil is, en kom ons leer dan ons kinders om nie net meegevoel te hê vir die vaderloses nie, maar kom ons betrek ons kinders by wat ook al ons besluit om te doen. Kom ons betrek hulle daarbey, by daardie bedienings. Kom ons bid saam met hulle. Kom ons spoor ons kinders dalk selfs aan om 'n bietjie van hulle sakgeld weg te hou, te spaar en te gee, sodat hulle van jongs af kan leer dat hierdie is hoe ware aanbidding lyk. En kom ons doen dit vir ons kinders. Vriende, ek sluit af. Ek sluit af met 'n storie, eintlik woorde van George Muller. Baie van julle het al gehoor van George Muller. Hy het in die 1800s, die 19de eeu gebly. Hy was 'n Duitse predikant, maar hy het in Bristol bediening gedoen. En die ding waarvoor George Muller bekend was, is dat George Muller het deur sy lewe in Bristol het hy 5 weeshuise begin, waardeur sê hulle, ek dink oor die 10,000 weeskinders het in en uit daardie weeshuis gekom en gegaan. Ek weet nie of dit net in sy leeftyd of selfs daarna was nie. Maar dit is wat hy voor bekend was. 5 weeshuise, meer as 10,000 weeskinders wat deur sy bediening gebless was. As daar nou ooit iemand was wat 'n lewende lywe vergestalting van Micha 6 vers 8 was dit hy. Hy was geken as iemand wat nederig, diep in afhanklikheid met die Here gewandel het, en wat so barmhartigheid gehad het vir weeskinders, dat dit uitgevloei het in sy lewe, in 'n lewe van geregtigheid wat getoon was aan ook hulle. Maar mense het hom so klein bietjie amper soos 'n heilige man voorgehou. Baie mense het gesê van George Muller, ja, George Muller, dis jy. Jy weet, jy's 'n unieke karakter, en jy het gawes en die Here se guns op jou lewe soos wat die res van ons nie het nie. En dit was seker die ding wat George Muller in sy lewe die meeste gefrustreer het. Hy het actually sy lewensmissie gemaak om vir gewone gelowiges soos ek en jy te kry, om nie te dink, hierdie is iets vir party superchristene daar ver weg nie. Hy het dit sy lewe gemaak om te sê, hierdie is wat die Here ons almal tot roep, to walk humbly, to do the justice, to walk humbly with our God, and to show the kindness. Wat hy geglo het en wat hy ons tot wil roep, is die woorde van Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God, en soek sy geregtigheid, en dan sal die Here alles anders uitfigure. Hy sal na jou kyk. Jy sal alright wees, jy hoef nie bang te wees nie. Stap op hierdie paadjie af waar jy weet die Here op afstap. Hy sal saam met jou wees, voor, agter en om jou. So ek los ons vriende met hierdie woorde van George Muller, soos wat hy met jou en my vanoggend praat, en dan bid ek vir ons. George Muller sê vir ons uit die graf uit vanoggend die volgende. O ligpunter, will you not try this way? Will you not know for yourself the happiness of casting all your cares and your burdens and all your necessities upon God? Everyone is invited.
Everyone is invited to trust in the Lord with all of his heart and to call upon him in the day of trouble. I long that you may do so. I desire that you may taste the sweetness of that state of heart in which, while surrounded by difficulties and necessities, you can yet be at peace, because you know that the living God, your Father in heaven, cares for you. Kom ons bid saam. Ja, Vader, ons wil dit weer sê soos wat ons begin het. Ons loof en prys u naam. U is 'n goeie Vader vir ons. U is 'n goeie Vader vir ons gewees. U het vir ons u seun gegee. U het ons aangeneem. U het vir ons u gees gegee. En so ons roep uit, Abba Vader, ons is lief vir u en ons het u nodig. En Vader, ons bid uit vir elkeen van ons hier. Ons bid, sal u ons bly seën. Here, u het ons so geseën. Sal u asseblief tog aanhou om ons te seën, maar tog nie sodat dit by ons sal bly nie. Maar Here, seën ons sodat ons sal aanhou 'n seëning wees vir ander, en spesifiek soos ons vanoggend onthou, Here, die vaderloses, die wat nie 'n pappa of 'n mamma het nie. Ag Here, vat ons lewens, neem dit, maak dit heilige offers aan u, wat op 'n magdom van verskillende maniere, individueel en gesamentlik, liefde betoon in lewende lywe aan die vaderloses. Ag, stuur ons uit in dit, o Heer, ons bid dit in Jesus se goeie naam.